Goeiedag. Jy is nou bekend met die optel, aftrek en maal van desimale getalle. Maar wat van die deel? Kom ons kyk, want dis waaroor ons les nou gaan, deling van desimale getalle. Sê nou maar ek gee vir jou die getal 15.000, of eintlik 15,321 maal met 100. Onthou jy nou in die vorige les toe ons die vermenigvuldiging gedoen het, wat het ons gesien? Dat as ek maal met 100, daai 100 het 2 nulle, so my antwoord se komma het 2 plekke na regs geskuif van die oorspronklike vraagie af. So hy skuif 2 plekke na regs, so dan is die antwoord 1532,1. Maar wat gaan nou gebeur, dink jy, as ek dit dalk met 'n 10 of 'n 100 of 'n 1000 deel? Ja, ek weet daar's al klaar van julle wat sê, ja, maar die komma moet skuif en so aan en so aan, so aan. Maar voordat ons nou gaan sien hoe die komma skuif, kom ons doen dit net eers weer op die basiese manier. Kyk, voorbeeldjie. 15,321 gedeel deur, kom ons vat 10. Daai 15,321 kan ek as 'n gewone breek skryf. Ek kan sê dis 15.321 duisendstes. Hoekom duisendstes? Want ek het daar 3 desimale plekke. Gedeel deur 'n 10, kan maar sê op 1. En nou, onthou jy dat as ek deel met my breuke, hoe gaan ek dit hanteer? Jy maak jou deel 'n maal, en as hy 'n maal is, moet jy maal met jou resiprook, of jy draai net die breuk om wat daarna kom. So 15.321 op 1000 maal met 1 op 10. En nou, hoe maal ek breuke met mekaar? Bo met bo en onder met onder. So ek gaan kry 15.321 gedeel deur 10.000. Reg, en nou kan jy hom weer skryf as 'n desimale getal. Daar is 1, 2, 3, 4 plekke, maar daar 4 plekkies is, kan ek sê 1, 2, 3, 4, of dis eintlik 10.000 stes, so ek moet dit hê in terme van 10.000 stes, so dis 1,531. So wat het jy nou gesien? Toe ek gedeel het met 'n 10, het my komma eintlik toe 1 plek na links geskuif. So as ek met 100 gaan deel, dan gaan my komma dus 2 plekke na links skuif. 1000, 3 plekke na links en so aan. Goed, kom ons doen nog 'n voorbeeld. Sê dan maar jy het 1,2 meter tou. En jy wil hierdie tou presies in 4 gelyke dele verdeel. Hoe lank is elke deel? Hoe gaan ons dit doen? Kom ons doen dit met langdeling. So ek gaan sê 1,2 gedeel deur 4. Kan julle onthou doen ons langdeling? Kan 4 in 1 ingaan? Nee, hy kan nie. Hy gaan daar 0 keer. Nou ek sit nou die 0 en nie net sommer so 'n punt of 'n doetjie wat mense gewoonlik doen nie, omdat ons nou met desimale getalle werk. Nou sê ek 0 maal 4 is 0, ek kry die verskil, dis 1. Bring die 2 af. Nou ouens, ek het nou oor my komma beweeg, so nou moet my komma daarbo ook gaan staan. Nou sê ek, kan 4 in 12 ingaan? Ja, hy kan. 3 keer. 3 maal 4 is 12. En 12 minus 12 val weg. So ek het daar 1,2 is gedeel deur 4 is 0,3. So elke stukkie sal 0,3 meter lank wees. As ek 'n tou het van 1,2 meter wat ek in 4 deel. Kom ons doen nog so 2 sommetjies en kyk of jy verstaan. 21,7 gedeel deur 8. Reg, hoe gaan ons nou te werk gaan? Vat weer langdeling. So dis dan 21,7 gedeel deur 8. Kan 8 in 2 ingaan? Nee.
kan 8 en 21 ingaan? Ja, 2 keer. 2 maal 8 is 16, en as ek die verskil daar kry, is dit 5. Nou wil ek die 7 afbreek, maar die 7 is aan die regterkant van die komma, so ek moet my komma nou daarbo sit. Kan 8 en 57 ingaan? Ja, want 8 maal 7 is 56. So hy gaan daarin 7 keer. 7 maal 8 is 56. Kry die verskil? Is 1. En nou? Wat nou? Is my antwoord nou 2,7 res 1? Nee, dit kan nie wees nie, want daai 0,7 is reeds deel van 'n res. Ek kan nie 'n res 7 res 1 hê nie. So wat doen ek? Ek gaan nou 'n 0 by my 100stes se plekkie daar inskryf. Want dan kan ek daai 0 nou afbring. En dan kan ek sê 8 gaan in 10 in 1 keer. 1 maal 8 is 8. Ek kry die verskil, dis 2. En nou? Nou maak ek 'n 0 by my 1000ste se plekkie. Ons maak daai streepietjie langer. So ek bring daai 0 nou af. 8 gaan in 20 in 2 keer. 2 maal 8 is 16. Kom ons kry die verskil, dis 4. Nog nie klaar nie. Maak nou 'n 0 in die 10.000stes se plekkie. Bring hom af. 8 gaan in 40 in, presies 5 keer. 5 maal 8 is 40. Reg, so, 21,7 gedeel deur 8 is 2,7125. Dit was nou nogal bietjie 'n uitdagende enetjie, maar ek hoop jy's by. Ons kyk na die laaste enetjie. As ek vir jou sê, kom skryf hom so, anders gaan nie inpas nie. 3,925 gedeel deur 25. Hoe gaan jy te werk gaan? Want nou moet ek deel met 'n 25. Kom ek gee vir jou hierso raad. Ek beveel aan, skryf die veelvoude van 25 neer, want dan is dit baie makliker om jou sommetjie te doen. So ek gaan gou somme sit. 1 maal 25 is 25, 2 maal dit is 50, 3 maal is 75, 4 maal is 100, 5 maal is 125, 6 maal is 150, 7 maal is 175, 8 maal is 200 en 9 maal is 225. Goed, nou gaan ek die sommetjie doen. So ek gaan sê 3,925 gedeel deur 25. Kan 25 in 3 ingaan? Nee, hy kan nie. 0 kere. 0 maal 25 is 0. Kry die verskil, is 3. Nou gaan ek oor die komma beweeg om die 9 te kan afbring. So ek maak my komma daarbo. Kan 25 en 39 ingaan? Ja, 1 keer. 1 maal 25 is 25. Kom ons kry die verskil. Dit is 14. Bring die 2 af. Kan 25 en 142 ingaan? Kom ons soek waar sal 142 lê. Tussen 5 en 6. So hy gaan ten minste 5 keer daarin. So 5 maal 25 is 125. Kom ons kry die verskil. Hy kan nie, ek moet gaan leen. So 12 minus 7, dis 1. Kom ons bring daai 5 af. 175. Kan 25 en 175 ingaan? Ja, presies 7 keer. So 7 maal 25 is 175. So daai is dan 'n antwoord van 0,157. Seuns en dogters, ek hoop jy verstaan en besef dat jy kan nou optel, aftrek, maal en deel met desimale getalle sonder om heel eers jou sakrekenaar te gryp. Tot volgende keer. Totsiens.